Goeienaand, broeders en susters. Enkele afkondiging. Ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid en vir evangelisering by die deure. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 89. Ons sing vers 1, 3 en 6 van Psalm 89. Nadat ons dit gesing het, sal ons in gebed verenig. Laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, almagtige God, dis deur u genade dat elkeen van ons mag lewe, en nie net ons nie, maar ook elke een wat in Christus gesterf het. Dis u self wat ons as 'n skare van geloofsgetuies
deur die eeue ook versamel het en gered het deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Hy wat in ons plek aan u geregtigheid voldoen het. Wat in ons plek ons sondeskuld gedra het. Daarom wil ons vanaand ook vra dat u ook met hierdie Paasfees en vanaand se erediens ons elkeen opnuut deur die evangelie sal versterk en dat ons ook hierdie blye boodskap sal gaan leef en sal gaan uitdra in dit wat ons dink en doen en sê. Ons vra dit want ons bely voor u dat elkeen van ons is 'n sondaar mens wat lewe deur u genade. Amen. Vanaand, broeders en susters, juis ook met Paasfees, gaan ons in ons belydenis die Dordtse leerreëls kyk na hoofstuk 2 en die opskrif by hoofstuk 2 se eerste 2 gedeeltes is die dood van Christus en die verlossing van die mense deur sy dood. En dan die eerste 2 gedeeltes waarna ons vanaand stil staan, die eerste 2 paragrawe wat sê God is nie alleen in die hoogste mate barmhartig nie, maar ook in die hoogste mate regverdig. Sy geregtigheid, soos hy hom in sy woord geopenbaar het, eis dat ons sondes wat teen sy oneindige majesteit begaan is, nie alleen met tydelike nie, maar ook met ewige strawwe na siel en na liggaam gestraf moet word. Ons kan aan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. Baie belangrik hierdie laaste deel, ons kan hierdie strawwe nie ontkom nie, tensy aan die geregtigheid van God voldoen word. En dan ook die tweede deel, ons kan egter self geen voldoening gee en ons van die toorn van God bevry nie. Daarom het God uit oneindige barmhartigheid sy eniggebore seun as borg aan ons gegee. Die seun het vir ons of in ons plek sonde en vervloeking aan die kruis geword om vir ons te voldoen. Nou die teksgedeelte wat vir ons juis oor hierdie gebeurtenis vertel, waar Jesus in ons plek vervloeking aan die kruis geword het, waarby ons vanaand stil staan is Jesaja 53, waar Jesaja begin met die woorde wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem, en wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk, hy het 'n graf gekry by goddeloses, hy was by sondaars in sy dood,
Al het hy geen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as 'n skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bittere lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is, omdat hy die sonde van baie op hom geneem het en vir oortreders gebid het. Vanaand dan die woorde, my dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Dit dan ons teksgedeelte. Kom ons sing nou saam Psalm 33 en ons staan vir die sing daarvan. Ons sing saam vers 11. Dit is so, broeders en susters, dat in ons belydenis, soos ons gehoor het, ons nou by die tweede gedeelte van die Dordtse leerreëls kom. En belangrik om te onthou, hierdie hele gedeelte gaan handel oor die vraag, wat het Jesus vir ons gedoen? Wat het Jesus vir my gedoen? Nou op die oog af klink dit eintlik na 'n eenvoudige vraag met 'n maklike antwoord. Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf. So eenvoudig, so maklik is dit. Tog so moeilik is dit vir ons as mense om die volle betekenis daarvan te begryp. Dis hoekom Jesaja ook wanneer hy daaroor praat, dan vra hy die vraag, maar wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here daarin kan raak sien? Want dis juist die wonder van ons Here Jesus Christus se kruisdood en opstanding wat ons ook vanoggend van gehoor het, die wonder van die evangelie. Dis waaroor die Dordtse leerreëls nou gaan handel, die dood van Christus en die verlossing van mense deur sy dood. Nou kom ons sê dit vir mekaar vanaand, as jy daaroor begin dink, is dit werklik te groot vir die menslike verstand om hierdie wonder te kan beskryf of te kan verstaan of te kan bevat. Al wanneer jy dit kan glo of verstaan, is wanneer God deur die Heilige Gees die geloof in jou hart werk. Maar hoe dit ook al sy, hoekom is dit so 'n belangrike deel van ons verlossing? Hoekom is dit so 'n belangrike deel van ons belydenis? Hoekom is dit so dat die mense wat die Dordtse leerreëls geskryf het, so in diepte hierop ingaan? En hoekom is dit so belangrik dat ons selfs by die nagmaalsformulier in diepte daarop ingaan? Dis tog iets wat almal glo, dis tog iets wat almal van ons weet. Alle Christene glo dit tog.
Jesus Christus het die verlossing en redding van die mens bewerk. Niemand sal met jou daaroor stry nie. Jesus Christus is, kan men sê, die basiese openbaring van God se liefde aan ons. Maar dis ongelukkig juis nie so seer die feitelikheid van hierdie belydenis van ons of dit wat ons glo nie, maar eerder kom ons sê die omvang en die diepte daarvan waarmee mense sukkel vandag. Die vraag is dis nie of Jesus ons verlosser is nie, alle Christene sal dit vir jou sê, dit is so. Maar die vraag moet eerder wees vanaand, is Jesus ons enigste en volkome en volmaakte verlosser? Of is daar nog ietsie wat mense moet doen, een of ander goeie hoedanigheid wat mense moet toon, voordat Jesus se verlossingswerk in hulle lewe gaan vrugte dra? Het Jesus regtig aan die geregtigheid van God voldoen? Of is daar nog iets wat ek self moet doen, is die vraag. Ja, die woord wat gebruik word is die woord voldoen. En voldoen sê vir ons baie. Dit sê vir ons, Jesus Christus het in ons plek aan die eis van God se geregtigheid voldoen om ons van ons sondeskuld te bevry. Of soos Jesaja dit geskryf het, my dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hoe maak hy hulle regverdig? Hoe het Jesus ons regverdig gemaak? Hy sal die straf vir hulle sondes dra, sê die Here. Ongelukkig is dit juis hier in ons denke waar ons baie keer die fout maak om dan hierdie voldoening van Christus af te skaal tot 'n blote bydrae of 'n instaatstelling van mense. Asof Christus net 'n bydrae lewer en ons die res moes doen. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik daaroor hoe mense praat en hoe mense dink. Hoeveel keer het ons nie al gehoor dat mense vir ons sal sê, maar ek wil niks met die kerk te doen nie, of ek gaan nie kerk toe nie, want die mense wat daar sit is almal hygelaars, hulle dink hulle is beter as ons. Daar kry mens klaar 'n probleem met die manier hoe iemand oor sonde dink en oor Christus dink. Nog 'n voorbeeld, waar mense kan sê, maar ek wil nie in daardie kerk wees nie, want kyk net wat het die mense daar aangevang, of ek wil nie hê daardie mense moet in ons kerk wees nie, want die goed wat hulle gedoen het, is net te erg. Weer gaan dit oor sonde, hoe dink ons oor ander mense, of oor onsself en ons eie sondeloosheid dalk, ons wat beter is as hulle. Maar in wese gaan dit hier oor die manier hoe jy oor sonde dink en belangrik ook die uitwerking daarvan op jou of op ander mense se lewens sien in die lig van wat Christus vir ons gedoen het. Mens kan sê die sonde leer, dit wat ons glo oor sonde en dit wat ons oor die genade leer, oor Christus leer, moet by mekaar uitkom. En al die voorbeelde wat ek nou genoem het, is mense wat soek na iets goeds in mense om sy of haar eie saligheid te verdien, of om te sê mense moet eers dit doen voordat hulle goed genoeg vir my en goed genoeg vir God is. In plaas daarvan dat die evangelie van Jesus Christus verkondig word, die voldoening van Christus. Dis hoekom Jesaja dit vra, wie sal ons glo? Wie sal die mag van die Here daarin raak sien? Want dit is so moeilik vir mense om dit raak te sien. Ons is so geneig om, kom ons noem dit nou maar, meer van onsself te dink en minder te maak van wat Christus vir ons gedoen het. So was dit ook gewees in die tyd toe die Dordtse leerreëls geskryf is. En dis interessant, as 'n mens gaan lees die Dordtse leerreëls, dan sien jy daar word dit reguit gestel dat die dwaling van Pelagius, ons het al van hom gehoor hier,
die dwaling van Pelagius uit die hel herleef het in daardie tyd. Dit is 'n verskriklike ding om te sê dat dit iets is wat uit die hel uit herleef het. En wat was die dwaling van Pelagius wat so verskriklik is? Nou baie belangrik, hy was, kom ons noem dit maar die eerste ou wat sy hand op papier gewaag het om die voldoening van Christus af te trek tot 'n blote samewerking met mense. Hy het nie geglo, en mens hoor dit vandag nog steeds met babietjies, dat mense sê, maar die babietjie kan nie sondig wees nie, die dingetjie kan nie 'n sondaar wees nie. Wel, Pelagius het dit ook gesê, dit was juis sy dwaling. Hy het gesê, mense kan nie in sonde ontvang gebore word nie, mense word eintlik volmaak gebore en leer dan om sonde te doen, en juist daarom het hy gesê, is dit vir die mens moontlik, want die mens het 'n vrye wil, het hy gesê, ons het dit ook al gehoor, om die goeie te kies. En dit was sy vertrekpunt, die vrye keuse van die mens. Elkeen dra aan hom of haarself die moontlikheid om reg te kies, en God kies die mense wat reg gekies het, en vir hulle sal Christus dan gesterf het. Maar wat maak jy dan met Jesus se voldoening? As jy self in staat is om die goeie te doen, as jy self redding kan verwerf, waarom is Christus dan nog nodig, is eintlik die vraag. En dis juist die dwaling van alle tye, dat Jesus Christus maar net 'n voorbeeld vir ander mense was, sou Pelagius sê. En die rede vir hierdie dwaling? Mense kan nie glo as die leer van genade verkondig word nie. Hulle kan nie glo dat dit is hoe die Here werk nie. Hulle kan nie die mag van die Here daarin raak sien. Watter mag? Dat Jesus die volmaakte offer aan die kruis op Golgotha vir ons gebring het, in ons plek. Dat hy letterlik 100% in ons plek daar gehang het. Dat hy daar gehang het omdat die eis van God se geregtigheid vereis dat 'n mens vir die sondeskuld van die mens moet betaal. En so het ons dit gehoor, liggaamlik, na liggaam en na gees, na siel moet die mens die straf aan die sonde dra. En dis juis wat met Jesus aan die kruis op Golgotha gebeur. Dis hoekom 'n mens ook moet mooi luister wat oor hom geskryf word deur Jesaja. Hy het in ons siekte gedra, hy het ons lyding op hom geneem. Vir ons oortredinge is hy deurboor. Vir ons sondes is hy verbrysel. Ons straf was op hom gewees, sodat daar vir ons vrede en genesing kon kom. En dan sê Jesaja dit ook, ons het gedwaal, maar ons almal se sonde het op hom afgekom. Hy was by die sondaars in sy dood, al het hy self geen misdaad gepleeg nie, al was hy sonder sonde. Hoekom? Hoekom het hy so in ons plek gaan staan? Om sy lewe as 'n skuldoffer in ons plek aan God toe te wy. Om die straf vir ons sondes te dra. En ja, geliefdes, dit is so, as ons nie besef hoe groot ons sonde en ellende is nie besef en dink oor hoe verlore ons sonder Christus is nie, sal ons nooit die heerlikheid van die verlossing wat hy vir ons gegee het, kan verstaan nie. Sal ons nooit die mag van die Here daarin kan raak sien nie. So ons kan afsluit, alleen maar wanneer ons beweeg word, om weg van onsself af te kyk, en die antwoord by Jesus Christus te gaan soek, sal ons verstaan wat hy vir ons gedoen het. 'n Man met 'n doringkroon, 'n knegg aan 'n kruis, iemand wat gespot word, verag word, verlaat word deur al sy disippels, stikkend, gebroke, dors,
ons enigste redder. Ja, Jesus Christus aan die kruis. Jesus Christus wil mens sê aan my kruis. Want dis in my plek wat hy daar hang. Ek moet self daar wees. Maar hy het in sy groot liefde daar aan die eis van God se geregtigheid voldoen, sodat ek kan leef. Dan kom 'n mens tot die besef, sonder God se genade, sonder Jesus Christus, is ek verlore. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, aan die einde van nog 'n Paasfees, dank ons U dat ons vandag ook en die afgelope paar dae ook ten nouste herinner is aan 'n man aan 'n kruis. Ons Here Jesus Christus wat sy lewe as 'n skuldoffer gegee het, sodat ons kan lewe. Ons dankie dat ons mag weet dat hy daarin aan U geregtigheid voldoen het. Dat ons nie nodig het om enige bydrae tot ons verlossing te leef nie, maar dat U die verlossing vir ons gegee het. Help ons dan om uit daardie verlossing te leef, elke dag tot die eer en die verheerliking van U naam, ja, tot die verheerliking van Hom wat in ons plek aan die kruis op Golgotha gehang het. Daarom wil ons sê aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee. Geloofd sy God, hy het ons vrygemaak. Die woedende ondier het ons nie genaak. God het die dodelike sprong gestuit en ons nie oorgelewer tot 'n byt. Dies loof ons God, hy het ons vrygemaak. En dan die woorde, die troue Heer het self ons vrygemaak. Kom ons staan en ons sing Psalm 124, vers 3 en vers 4.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.